Goeiemôre, jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensverloop bepaal. Vanoggend is die 57ste oordeenking in die reeks. Ons praat vanoggend oor die 10de dryfkrag vir optimale breinfunksionering, naamlik uitvoerende funksie. Indien die vorige dryfkragte gesien word as instrumente in 'n orkes, verwys hierdie dryfkrag nie soseer na 'n nuwe instrument nie, maar die vermoë om in simfonie saam te speel, die crescendo. Wanneer die vorige drywers optimaal saamwerk om breinfunksionering te bevorder, is daar 'n geleidelike toename in omvang en diepte totdat dit 'n uitstaande vlak van funksionering bereik. Dit is wanneer die prefrontale korteks se uitvoerende funksie die hele brein se kapasiteit in harmonie laat saamspan. In die Engelse begrip executive function hoor 'n mens die ego van die CEO daarin, die chief executive. Dr. Etienne van der Walt beskryf 4 wyses van hoe die uitvoerende funksie van die brein verhoog kan word. Die werkende geheue, gefokuste en volhoubare aandag, verminderde latente inhibisie, ek sal dit net nou verder verduidelik, en dan kognitiewe buigsaamheid. Werkende geheue verwys na ons brein se vermoë om vir baie kort periodes inligting te behou, wat wissel tussen 'n paar sekondes tot 'n minuut. Dit behou inligting net lank genoeg sodat die brein kan besluit of die inligting relevant is of nie. Byvoorbeeld, jy staan met iemand en praat terwyl jy in die verte iets hoor soos 'n glas wat breek. Jou brein behou daardie inligting vir etlike sekondes, waarna jy of die gesprek stop en vra, het jy dit gehoor? Of jy gaan voort om te praat, omdat jy weet daar is 'n bouperseel daar naby en skryf dit toe daaraan. Mense het die vermoë nodig om gefokus te werk en onnodige afleidings te vermy. Behou noodsaaklike inligting, sodat dit aangewend kan word in jou taak voorhande. Maar let daarop dat jou werkende geheue beperkte kapasiteit het. Vir diegene wat rekenaars verstaan, dit is soos die RAM van 'n rekenaar. Rekenaar het nie onbeperkte vermoëns om al meer en meer inligting te gelyk te verwerk nie. Jy moet later programme toemaak, want daar is net of 8 gig RAM of 16 gig RAM. Wat beteken die rekenaar kan net soveel inligting op 'n slag verwerk. Werkende geheue sluit aan by gefokuste en volhoubare aandag. Die vermoë om die brein se hulpbronne te fokus op dit waarmee jy nou besig is. Jy verloor nie fokus of aandag nie en kan vir lang periodes gefokus bly werk. In my ervaring is hierdie vermoë die staan en val van produktiwiteit. As jy gaan sit met 'n werksopdrag wat al jou aandag vereis en kort lei die foon, of jy tel jou foon op en kyk gou weet jy ge-WhatsApp, wat gaan op Facebook aan, daar kom mense in en uit jou kantoor, kan jy binne 'n tydperk van, sê nou maar 5 ure, eintlik bitter min gedoen kry, al sit jy die hele tyd voor jou rekenaar. Maar indien jy ononderbroke gefokus bly werk, sal jy 10 maal meer gedoen kry, met beter kwaliteit daarby. Maar nou raak dinge ook interessant. Jy kan jou werkende geheue verhoog deur die teenoorgestelde te doen. Wanneer jy opstaan van jou rekenaar of werksruimte en jy gaan stap 'n entjie, veral in die natuur, en jy laat jou sintuie toe om alle sensoriese inligting in te neem. Met ander woorde, jy vermy dit nie nou nie, maar jy laat jou brein toe om op 'n breë front inligting in te neem. Gee vir jou brein 'n enorme geskenk. En dit is wat bedoel word met verminderde latente inhibisie. Wanneer jy gefokus werk, wil jou brein alle afleidings ignoreer en dis baie goed vir jou konsentrasie. Maar jou brein het ook die soepelheid nodig om byvoorbeeld na al die klanke in die natuur te luister. En dit verhoog weer jou vermoë om kreatief te dink en 'n verskeidenheid van opsies vir die uitvoerende funksie te ondersoek. Wanneer jy dus met 'n moeilike taak voorhande sit, en ek is seker jy het dit ook al ervaar. Byvoorbeeld, jy sit met 'n wiskundige probleem, of jy sit en voel of jy vasgehaak het met 'n bepaalde oplossing strategie.
En jy staan daarvan op en jy gaan ry 'n end of jy gaan stap ten minste vir 10 minute. Skielik as jy terugkeer daartoe, dan vind jou brein die oplossing. So, gaan stap. Kom weg van jou rekenaar. Gaan lê op die mat en luister na 'n klassieke lied waar jy na al die instrumente en die fynste besonderhede luister. Doen dit ten minste vir 10 minute en keer dan terug na jou lesenaar. Uit my ervaring is die beste ervaring hier om oorfone aan te sit, goeie kwaliteit oorfone en na daardie klassieke lied te luister. Kognitiewe buigsaamheid verwys na die brein se vermoë om die linker en regter hemisfere soemloos in te span vir geheel brein oplossing. Dit stel jou in staat om 'n gegeewe probleem vanuit verskillende perspektiewe te takel. Hierdeur gaan jou brein terug na al die jare se ervaring in jou langtermyn geheue en gaan kyk na die moontlike oplossings wat daarin opgesluit lê. Maar tegelykertyd is jou brein ook besig om te soek na nuwe moontlikhede, nuwe strategieë, nuwe inligting in te neem. En so werk jou brein in harmonie saam op soek na kreatiewe, nuwe moontlikhede. Hoe kry ons dit alles reg? Wanneer jy gereeld oefen, genoeg slaap, gesond eet, gereeld stil word en mediteer, en in die besonder ook tussen ander mense kreatief saamwerk om abstraksie te verhoog. In kort, dit is die simfonie van al die instrumente vir optimale breinfunksionering. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om op 'n gegeewe oomblik diep en gefokus te werk. Of ons besig is met 'n taak, of na ons kind, of man of vrou, of ouer of kliënt te luister. Dankie Here, dat ons alle onnodige inligting kan laat wegsmelt om gefokus te werk. Maar dankie ook Here, dat U vir ons die vermoë gegee het om buite onsself te kan uitstyg. En in die wydheid van U genade, van U skepping, al ons sintuie in te span om net in te neem. Dankie Here dat ons gefokus kan dink en gefokus getrou kan bly aan U wil en U voorskrifte. Dankie dat ons daaruit ook in al die kreatiewe vermoëns ons lewe in volheid kan leef. Help ons om hierdie week so aan te pak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.